Dankie ons geagte Kletskompas gehoor. Vandag het ek iets spesiaal vir julle hier in ons onderhoud. Ek is direk in verbinding met die lewendige legende Otis Daniels. Otis, hoe gaan dit daar? Oketo, jy moet nie van my so groot kop gee nie. Dit gaan goed, Oketo, dit gaan goed. Hoe gaan dit daar by jou? Goed, Aitsa. Otis, van waar kom hierdie spreekwoord Aitsa? Man, Oketo, Aitsa is 'n lekker ding. Is die mense se ding, maar Aitsa is eintlik 'n Khoisan woord wat opgeneem is in die Afrikaanse taal. Ek het so 'n bietjie gaan dink en ek besef Aitsa is nog altyd als deel van my gewees. Ek het altyd 'n vriend gehad, jy weet, as hy my gestuur het, 'n visserman, het hy vir my gesê, gaan kryf my daar Aitsaitjie man. Dan moet ek nou gegaan het en vir die ouwe dop gaan gekoop by die borrelstoor. Maar met die heengaan van ons president Sam Nujoma, was daar mos hierdie memorial services in die streke. En ek sit daar in Keetmanshoop, ek attend die ene daar in Keetmanshoop, en ek hoor hoe iemand, 'n vrou vir 'n ander vrou sê, Aitsa, maar jy is mos uitgevat die affære. En die woord kom sit vas in my kop, jy weet. En ons CEO, Albi Botha, het vir my gesê, kry 'n naam, ons wil 'n nuwe brand bring vir die suide. Ek persoonlik dink is 'n area wat baie afgeskeep word in terme van nuus, veral positiewe nuus. Ons is so geneig om op die negatief te fokus, jy weet. En ja, daar gebeur soveel dinge man, goeie dinge ook in hierdie streek. Is net so, Otis, en jy het nou hierdie handelsmerk geskep, maar dit omhels 'n hele pakket. Wat alles is binne Aitsa? Ja, ek moet eers ook erkenning gee aan Karla Hak, daar by NM8, sy is die persoon wat die konsep gedryf het. Sy het vir ons die logo gedoen en al die tipe van dinge, die colors van die brand en so. Aitsa is 'n platform vir die mense van die suide. Aitsa het 'n sosiale media bladsy. Aitsa is op X, Aitsa is op YouTube, Aitsa is op TikTok. Ons gaan op TikTok ook wees, want ons wil almal betrek en soos ek veel sê man, ons wil bietjie die kultuur in die hartklop van Afrika vasvang. So ek is huidiglik gestasioneer op Loederitz. Ek het hier kom anker gegooi, maar nie verlang nie. Die plan is dat ek die hele suidelike streek moet ontbloot en mense en hulle stories laat vertel. Ek is net 'n fasiliteerder, Oketo. Ja. Ek wil mense toelaat om hulle eie stories te vertel. Pragtig. Vertel ons, hoe lyk die weer vandag daar op Loederitz? Is dit bedrywig? Ons verwag maar soveel ontwikkeling daar uit die hawe dorpie. Ja, van die stories wat ek nou al aandag geskenk het, is daar's 'n projek wat nou aan die gang moet kom, so hulle is besig met die environmental impact assessment. Dit is een van die dingetjies wat gaan plaasvind. Ons weet Dias het begin met hulle windplaas. Ons het onlangs video's geshare van die propeller blades wat afgelei is hier in die hawe van Loederitz wat deur die dorp is, massiewe goed. Baie dinge wat net in Loederitz alleenlik al plaasvind. Ons maak reg vir die groot ene aan die einde van die maand, die Kreefees. Oketo. Ja. Ek sien uit. Maar Otis, jy het ook onlangs 'n storie gedoen wat ons herinner en regtig aan elkeen se hartsepunt raak. Vertel ons van die vermiste seentjie. Ja man, Oketo, ek dink 'n paar jaar gelede het ek 'n storie in Walvis gedoen oor 'n vroutjie daar wie se man met haar 2 dogters verdwyn het langer as seker 30 jaar gelede. En hier in Loederitz het ons 'n soortgelyke saak
Spencer Mandela Nakala was 4 jaar oud, né, toe hy hier uit area 7 in Moedrits weggeraak het. En hy is tot vandag toe weg. Hierdie jong mannetjie het op die 8de Februarie hierdie jaar sy kroonverjaarsdag gevier. En een van ons redakteurs, Toivo Isabella, het vir my gesê, kyk bietjie of jy in kontak kan kom met hierdie ouers van hierdie seentjie en vra vir hulle man, hoe gaan dit en hoe voel hulle en ja, en ek kon dit reg kry. Ek het die moeder opgespoor in die noorde. Ek het met haar telefonies in verbinding getree en ek kon met die vader 'n onderhoud doen. Sy hartseer storie, sy baie hartseer storie. Ja. En die vraag wat in die lug hang is, hoe verdwyn 'n mens spoorloos? Ja. Ai. Nee, regtig, ek het ook klein kinders en dis my grootste nagmerrie daai. Weet jy of die polisie ondersoek nog voortgaan of het hulle opgegee? Ek het met die commissioner gepraat telefonies en hy het vir my gesê die generaal van die polisie het ook nou onlangs update aangevra. So die ondersoek hier voort. En dit is een van die dinge wat Spencer se pa Nelson Nakala vir my uitgewys het. Hy het gesê, daar moet iemand wees. Iewers moet daar iemand wees wat weet wat het gebeur. Ja. So sy hart sal nie rus nie. Hy kan nie vrede kry nie voordat hy nie weet nie. Jy weet, en die pa het vir my gesê, hy voel aan sy seun lewe en hy kan maar net wonder, jy weet, in watter toestand die mannetjie is. Ja, en waar hy nou is. Maar ons meegevoel is met die familie, met die pa en die ma en ons bid en hoop vir die beste. Maar op 'n beter noot wens ons jou groot geluk met hierdie nuwe projek wat jy aanpak en ook alle sterkte met die dekking van die syde. Die syde is wyd en dit maak vrede. Die syde maak vrede. Die syde maak vrede en die boeg maak moeg. Dit is ook baie goed wat hier in die lug rondhang. Maar ek moet sê, ek sal dit nie kan doen sonder julle my kollegas nie en ek sal dit ook nie kan doen sonder Jan publiek nie. Ja. So almal wat ons Facebook bladsy gaan gelike het, baie dankie. Share ons post, gaan kyk wat gaan daarso aan. Ons is besig om ons website te finaliseer en soos ek sê, ons is maar net facilitators, jy weet, ons maak dit net moontlik vir mense om hulle stories te vertel. Ja, en die stories moet vertel word. En met die hulp van die mense, soos gesê word in ons kletskompas deentjie, sonder moeite kan ons hy stories gaan haal. So ek vra asseblief ons hele gehoor, leen julle ondersteuning vir Otis en laat uitblink. Dis ons sinne en dis vir ons almal. Otis, baie dankie en alle sterkte. Mooi dag vir jou en lekker naweek wat voorlê. Dankie ook Kito en vir almal die mense daar in die studio, sowel as die kykers. Totsiens.